Ons lê die koning met ons saam. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U. Hoe wonderlik is U naam. Hoe groot en hoe heilig is U. Ons wil U loof en U prys en U bid, want U is waardig om aanbid te word. Dankie vir al die liefde vir ons. Dankie vir U genade. Ek vra dat U vanmôre deur die woord sal spreek en dat elkeen van ons sal luister en die woord sal inneem en sal toepas dit wat U vir ons sê. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Ons kyk weer na Spreuke, trek nou by die 15de deel, Spreuke 8 vers 1 tot 21. Trek daarom op by Spreuke 8, ons volgende. Spreuke 31 hoofstukke, trek nou by hoofstuk 8. Daar is nog baie interessante dinge wat voor lê en ons nog baie leer en wyshede om te ontdek. Dis hoekom die tema van die reeks op reis deur die skatkamers van wysheid. Want dis in die woord van God wat ons die wysheid ontdek en wat ons sy woord ontleed, en Spreuke is vol van wysheid. Kyk saam met my Spreuke 8 vers 1 tot 21. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop. Ek roep na julle manne, en my stem is tot die mense kinders. Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. Hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is, want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud, want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n golagtige mond haat ek. Raad en beleid is myne. Ek is die insig, sterkte is myne. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my, diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my liefhet 'n besitting te kan laat erven, en hulle skatkamers maak ek vol. Die wysheid word soos vroeër in Spreuke in diepte behandel, en die waarde van wysheid word ook opnuut uitgewys. In 4 dele van ons teks vanoggend word die wysheid se waarheid besing. Die omvattende inhoud van die wysheid, die impak van die wysheid as eersteling van die skepping, wat dui op ons verlosser Jesus Christus. Die wysheid verwys na Jesus Christus. Hy was die een wat in die begin al daar was en nog altyd daar was. Deur hom het alles ontstaan. As ons kyk in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die wysheid, as jy dit volg, sal jou opreg laat leef, want jy sal die regte paaie volg. Die wysheid is beskikbaar vir enige iemand.
Gewone mense, bekende mense, ryk mense, arme mense, kinders, ouers, maak nie saak wie is, man of vrou, die wysheid is vir enige iemand tot beskikking. Ons moet net die wysheid aanneem. En vir alle mense in die gewone gang van die lewe is die wysheid daar. Om die waarheid te sê vir alle mense, dat is niemand wat uitgesluit word. As jy die wysheid gaan soek, gaan jy dit vind. Maar die vraag is, waarvan soek jy die wysheid? Soek jy die wysheid van die wêreld of soek jy die opregte wysheid, die wysheid van God in sy woord? En laat jy die woord van God jou lei, eerder as wat die wêreld jou moet lei. Want maak wees baie duidelik daarvan, die wêreld gaan jou wil mislei. Hulle kom met dinge wat hulle wil sê is wysheid wat eintlik dwaasheid is. Want die wêreld haat God en hulle sal teen alles gaan wat God se woord sê. Ek meen, kyk hoe gaan dit vandag. Laat hulle nou al tot wil sê jy mag nie meer sê man en vrou nie en hierdie keer hoor ek van iemand wat gepraat het van toilet wat hulle by gekom het, waar daar nou al klaar toiletens is, wat, daar is nie meer man en vrou nie, hulle, die man en vrou se bordjies op een toilet, so hulle moet nou allemaal dieselfde. Dis die toestand waar ons wêreld gaan. Hulle het nie meer gesonde verstand om te kan dink, die Here het geskaap man en vrou, nie uit die wêreld kom met hulle sogenaamde wysheid, en as jy teen dit gaan, dan is hulle kwaad vir jou. Dan word hulle vir jou gesê, menseregte skending, en hoe kan jy teen die mense gaan, en jy het geen liefde nie, en dan val hulle jou aan. En dit is wat die Bybel sê, dit wat verkeerd is, maak hulle reg, en dit wat reg is, maak hulle verkeerd. Dit wat dwaas is, sien hulle aan as wysheid, en dit wat wysheid van God is, sien hulle aan as dwaasheid. So wees baie versigtig, waar jy jou wysheid vandaan kry. Daar word verwys na, as jy kyk na die wysheid, dan word verwys na kruispaaie, stadspoorte en ingange, waar die wysheid wag. Enige plek is die wysheid beskikbaar. Die wysheid is daar vir die wat dit wil vind. God se wysheid, die regte wysheid van die Here. Dit is waar die wysheid dan ook gevind sal word. Nie soseer in die onttrekking van die gewone lewe nie. Oral in die strate, by die skole, by die huise, by die kerke, daar is die wysheid van God te vind. Die wysheid van God is daar vir enigeen wat dit wil hê. Dit is waarom die wysheid na Christus verwys word, soos ons gelees het. Want is die wat soek sal vind. Soos wat wysheid, Christus is wysheid. En as jy Christus gaan soek, gaan jy hom vind. En die Here sal die red wat na hom soek. Die wat werklik die Here soek, sal gered word. Kyk saam in Spreuke 1 vers 7. En julle weet dit al, dit is ons tema teksvers van Spreuke. En vanoggend se deel het ons weer daaraan geraak. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. So as jy begin om die Here te dien, is jy klaar die regte stap om wysheid te kry. Want dan gaan die Heilige Gees kom en jou vul met God se wysheid. Want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Weerens word die intellektuele kant van die wysheid verstaan, kennis en skranderheid. Nou skranderheid is iemand wat wys is. Die wyse mens word verwys na 'n skrander persoon. Nou is jy wys of gaan jy saam met die dwaase mense in die wêreld? Het jy skranderheid? Besit jy die wysheid van God, dat jy gelei word deur die woord van God? Beklemtoon, maar nie soseer in die sin van akademiese aktiwiteit nie, maar veel eerder in die sin van die impak wat dit het op ontzag. Die vrees vir God en ons gedrag, het ons nog ontzag vir God? Vrees ons nog God? Besef ons nog wie God is? Of gee ons net nie om? En dit is hartseer. Ek het hierdie keer vir Debbie gesê, dit maak my so hartseer as ons om ons kyk. Dat 'n nuwe tipe van Christenskap opgekom. En as ek gaan kyk man vandag se samelewing, daar's 'n nuwe tipe Christenskap wat vir jou wil sê, jy kan doen wat jy wil, jy kan praat wat jy wil, jy kan optree soos jy wil, jy kan lewe soos jy wil, jy kan partytjie hou, jy kan drink, jy kan
te kere gaan, jy kan vloek, dit maak nie saak nie, want jy is onder genade. So leef soos jy wil, geniet die lewe. Jol, hou partytjie, drink, gaan te kere. Vloek maar as jy wil vloek, slaap maar rond as jy wil rondslaap. Moet net nie dat iemand jou iets sê nie, want hoe durf mense oordeel? Jy mag nie oordeel nie. Dis daai tipe Christendom wat nou opgekom het. En dit is in ons midde, dit is rondom ons, is oral. En waag jy op God se woord staan, op die waarheid en op die wysheid, dan word jy aangeval. Dan word daar vinger gewys na jou. Maar hoe durf jy teen dit praat? Hoe durf jy iemand aanval? En dan word ons wat werklik op God se woord staan, wat God se woord suiwer wil hou, word aangeval, word afgekraak. En nou kyk die wêreld na hulle en sê, maar hulle kan ons aanvaar, maar hoekom kan julle nie? Julle is hoogmoedig, julle het geen liefde nie. Is dit nie so? Praat maar teen sonde en kyk. So dan word baie vinnig vir jou gesê, jy moenie oordeel. Maar hoeveel plekke in die Nuwe Testament sê dit vir jou, ons moet mekaar oordeel. As jy sien iemand is besig met iets wat verkeerd is, moet jy praat. En jy moet dit uitwys, sodat daai ene gered kan word. Maar ons hou nie van die woord oordeel nie. Ons moet waaksaam wees, kinders van God, vanaand ons wat hier sit, wat werklik kinders van die Here is, moet ag slaan op God se woord. Ons moet gewaarsku wees. Pas op vir daai wêreldse Christendom. Want die wêreld het in die kerk gekom en het hom ingewurm en is so ingewurm dat mense nie meer agterkom. En nou wil hulle dit aan almal afsmeer. En die duiwel het een van sy grootste oorwinnings behaal. Want die duiwel het gesien het help nie om teen die Christendom te gaan. Hoeveel Christene is al op die brandstapels doodgemaak? Die duiwel het gesien het help nie om die Bybels te verbrand nie, want daar's net al hoe meer en al hoe meer Bybels. Maar wat doen hy nou? Hy sluip in en hy kom in die kerk in. En hy doen hom voor as 'n Christen. Wolwe en skaapklere. En hulle is tussen ons en hulle is in ons midde. Maar hulle leef erger as wat die wêreld is. Maar wil hulle Sondag met hande omhoog in die kerk staan. Dit is baie gevaarlik. En ons wat werklik die Here dien, moet waaksaam wees teen die ding. Kom ons sorg dat ons nie van die pad afgaan. Ons moet dat die woord van die Here ons waarsku en ons lei en laat ons op ons hoede sal wees. Kom ons bid vir ons kinders. Ons kinders gaan die swaarste deur vandag. Want hulle moet in die skole tussen daai tipe mense lewe. Hoe voed ons kinders op? Leer ons kinders, daar's net een weg en dis Jesus Christus. Moenie gaan vir die dinge van die wêreld nie. Want dit lyk aanloklik, dit lyk so lekker, dit lyk so begeerlik, maar die uiteinde daarvan is die dood. Daarom het ons die wysheid van God nodig om ons te lei. Laat ons nog ontzag vir God kan hê en laat ons sy woord kan bewaar. God gee graag vir die wat in wysheid na hom soek. En let op dat Spreuke sê, wie my het 'n duursame en blywende besitting. In vers 18. As ons die Here soek, gaan jy een van die beste dinge kry wat jy het. En ons wat al reeds Jesus Christus het, weet dit. Dis een van die beste dinge wat jou nog ooit oorgekom het. Want die Here het jou gevat en het jou skoon gemaak. Het jou 'n nuwe mens gemaak. Nou sien ek hierdie week weer op Facebook 'n stuk wat iemand daar gesit het van 'n vrou wat dit lyk amper soos of dit 'n prostituut is of ek weet nie, maar wat by 'n kerk ingekom het, nog gekniel sy daar op die banke. Nou vra die mense daar, gaan God na haar gebed luister? Gaan die mense aan die kerk aanvaar of gaan sy geoordeel word en weggejaag word? Toe antwoord ek aan toe sê ek, die Here gaan beslis na haar gebed luister. Maar hier is waar die verskil inkom. Jy kom miskien in daai toestand, daai walglike, vuil, wêreldse toestand in die kerk in. Maar nou het jy 'n ontmoeting met die lewende God. Nou kom ontmoet Jesus Christus jou by die kruis.
Nou verander jou lewe. Volgende keer as hy weer by daai kerk inkom, gaan sy ordentlik aangetrek wees en skoon en mense gaan sê, "Wow, is dit dieselfde vrou wat 'n week terug hier was?" Is dit nie waar nie? Dit is wat dit beteken as jy by God uitkom. Hy vat jou soos jy is, in jou miserabele sondige toestand vat hy jou. Maar hy maak jou nuut. Nou keer jy weg van die sonde. Jesus Christus het hoeveel keer vir die mense gesê, gaan dan heen en sondig nie meer. Jou sonde is vergewe, maar gaan sondig nie meer nie. Jy kan nie nou sê, nou kom jy in daai toestand, maar volgende week is jy nog presies dieselfde, 'n jaar later is jy nog presies dieselfde. Dan het jy nooit by Jesus Christus uitgekom. As jou lewe nie gaan verander as jy by Christus uitgekom het nie, dan het jy nie by Christus uitgekom. En u weet dit, u wat kind van God is, weet dit. Die dag toe jy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het alles verander. Jou taal het verander, jou kleredrag het verander, jou vriende het verander. Dit wat jy doen om aan jou tyd te bedryf, het verander. Want hoekom? Jy leef nie meer nie, maar Christus leef jou in. Nou het jy verander, nou het jy getransformeer van daai wêreldse vuil sondaar wat eens op 'n tyd by die kruis kom kniel het nou verander in 'n heerlike kind van God, skoon gewas, nuut gemaak, 'n nuwe hart, 'n nuwe verstand, 'n nuwe gees, want God het jou kom nuut maak. Jy kan nie dieselfde bly nie. Ons moet dit besef. Jesus Christus is die begin van alles. Wil jy wysheid hê, vrees die Here. Wil jy in wysheid wandel, volg Jesus Christus na en haat die sonde. Wil jy wys wees, dan sal jy die sonde haat en hard agter Jesus aanvolg. Maak nie saak wat op jou pad kom en waarheen jy in die lewe mag gaan. Jou oë sal gefestig wees op Jesus Christus. En jy sal lewe vir hom. As jy Christus aangeneem het, het jy gesterf vir jouself. En ons wat kinders van die Here is, weet dit so goed. Storms kan kom, swaar tye kan kom. Dit maak net dat jy nader aan die Here kom. Want ons weet hierdie wêreld is tydelik. Probleme gaan daar wees, swaar tye gaan daar wees. Maar Jesus stap tree vir tree saam met ons. En dis nie net 'n godsdiens wat jy een keer 'n week in 'n kerk kom sit en jou hoog heilig hou en dan gaan jy weer huis toe en dan vergeet jy van hom. Dis 'n verhouding. Dis 'n daaglikse wandel. Jou loop, jou praat, jou gedrag, alles. Maandag tot Sondag lewe jy vir hom. Kyk weer saam met my na Galasiërs 2:20. En dis 'n vers wat ek al baie aangehaal het. En ons gaan hierdie vers nog baie hoor. So ek stel voor, gaan maar en gaan memoriseer hierdie vers. Want jy gaan hom nog baie hoor. En die rede hoekom ek so klem lê op dit, is dat u en ek daagliks onthou kan word dat ons het gesterf vir onsself. Dit gaan nie meer oor ons nie. Het jy al gedink hoe gaan jou lewe verander as jy besluite wil maak en jy dink vir jouself, dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus lewe in my. Kom ek raadpleeg eers die Here. Hoeveel anders gaan ons lewens wees? As ons werklik hierdie vers vat en begin besef wat dit beteken en dit deel maak van ons, nie net oor dit lees en ag ek het al daai vers gehoor nie, maar dit werklik waar so deel maak van jou dat jy nie anderste kan as volgens dit te leef nie. Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Lees dit weer uit daar sit hier. Leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So maak nie saak
wie by hierdie deur inkom, Jesus Christus sal hulle ontmoet met sy liefde. Sy arms het hy wyd oopgesprei op Golgotha om te sê, ek is daar vir elkeen wat my soek. My liefde is groot genoeg om almal te bedek en skoon te word. En elkeen wat kom sal vind. Elkeen wat kom sal drink van die lewende water. En hoe is hy liedjie wat Pa ook so baie gesing het? As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Jy gaan weet as hy jou aanraak. En jy gaan nooit weer dieselfde kan wees. Want nou het jy gesterf. En nou lewe Christus in jou. En jou denke en alles en in jou hele weë gaan dit oor Jesus Christus. Om te sterf vir jouself, soos ek al so baie gesê het. En hoor my mooi, julle gaan dit nog baie hoor. Totdat dit insink by ons. Totdat julle dit begrip en verstaan waaroor dit gaan. En dat ons hierdie boodskap sal vat na ons vriende toe. Die mense wat jy ken, wat sê hulle is Christene, wat soos die wêreld leef, vat hierdie boodskap na hulle toe. Jy sê dan vir my, maar pastoor, moenie vir ons preek nie. Die woord van God gaan vir elkeen. En ons kan daai selfde woord vat en na iemand toe gaan en sê, hoor die woord van die Here wat vanmôre uitgegaan het, en ek wil dit met jou deel. Dit kan 'n verskil in iemand anders se lewe maak. Maar die Here se woord wat uitgaan, gaan uit om harte aan te raak, en dat ons moet, soos Paulus sê, waaksaam sal wees. Ons mag nie 1 sekond ophou waaksaam wees. Ons moet waaksaam wees tot die dag wat Jesus Christus ons kom haal. Tot die dag wat Jesus Christus ons kom haal, moet u my vermaan. Pastoor, bly op die pad, bly naby Jesus. Ek moet julle vermaan, bly op die pad, bly by Jesus. En ons moet mekaar vashou, ons moet mekaar aanmoedig. Ons moet mekaar verantwoordelik hou. En dit het niks te doen met oordeel. As jy lief is vir jou broer en suster en jy sien hulle maak 'n fout, en jy gaan praat met hulle in liefde, dis wat die Here wil ons moet doen. Sodat ons nie die eindpunt moet mis, want dis waaroor dit gaan. Ons wil nie die eindpunt mis nie. Jy wil nie jou hele lewe die Here dien, en hier op die einde, dan val jy uit. Want ek het 'n broer en suster wat vir my sê, pas op, jy is besig om van die pad af te gaan, kom terug. En ons help mekaar. As ons begin besef dat dit nou nie meer is, ons is wat leef nie. Dis nou nie meer jou tyd nie, maar sy tyd. Dis nie meer jou drome nie, maar sy drome. Dis nie meer jou wense nie, maar sy wense. Dis nie meer jou besittings nie, maar sy besittings. Dis nie meer jou kinders nie, dis sy kinders. Dis nie meer jou familie nie, dis sy familie. Dis nie meer jou alles van jou nie, dit is syne, want jy het gesterf, eienaarskap en oorgedra na Jesus Christus toe. Het jy al op daai punt gekom, dat alles aan hom behoort? Jy het gesterf vir jouself, nou behoort dit aan hom. En so gaan die wysheid groei in jou lewe. So ontdek jy die wysheid en gaan die wysheid van die Heilige Gees meer en meer en meer word in jou lewe. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Filippense 1:27. Kan jy sê vir my is die lewe Christus? Daar's niks belangriker op hierdie aarde as Christus nie. Sondag wil ek hier wees. Ek wil op daai bank sit, al is ek die enigste een wat daar sit, want daar is vir my geen ander belangriker plek as die huis van die Here nie. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Jy kan nie in die wêreld wil lewe en Christus wil dien nie, want dit is dwaasheid. Dan is jy deel van die dwaase wat Spreuke van praat. Spreuke noem dit inteendeel die sotte. Sotheid. Dis krastaal wat die Bybel gebruik. Wil jy deel van die sotte getel word, van die dwaase, of wil jy deel wees van die wyse? Daar's net een manier hoe jy deel kan wees van die wyses, en dis deur Jesus Christus.
Vers 14 tot 19 kan ons hoor hoe Jesus met ons praat. Spreuke 8 vers 14, raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne. Vers 15, deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my, diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud, en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Die keuse lê natuurlik by elkeen van ons. Wil jy saam met die wyse getel word, of wil jy saam met die dwaase getel word? Dis elkeen van ons eie keuse. Die Here sê vir ons soos ons lees in vers 17, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. As ons wysheid soek, gaan ons dit vind. As jy die Here soek, gaan jy hom vind. Maar kom ons lewe volgens die woord van God. Kom ons bære die woord van God in ons harte. Kom ons laat die woord van God ons stig. Kom ons van die woord van God buitentoe. Hoeveel van die boodskappe wat ons Sondag hoor, deel ons uit aan ons vriende of families? Of is ons te bang? Wat gaan hulle sê as ek nou vir hulle teksverse stuur of boodskappe stuur? Ek kan nie dit doen nie. Nee, Die Here het gesê ons moet die evangelie verkondig so ver en buite as wat ons kan. Jy het nie nodig om in die sendingveld te gaan om vir die Here iets te doen. Net die regte boodskap op die regte tyd dat jy met iemand deel kan sy lewe verander. Besef jy dit? Hoeveel mense was op die punt om selfmoord te pleeg en dan skielik het hulle die regte boodskap gekry of het iemand met hulle iets gedeel en hulle van besluit verander en by Jesus uitgekom. Jy weet nie wat se verskil dit kan maak nie. Daar's baie mense daar buite wat soekend is. Kom ons deel die wysheid van die Here met hulle. Jy soek wysheid, jy soek die lewe. Ek kan dit vir jou gee, dis Jesus Christus. Ons het klaar dit ontdek. En ek dank die Here daarvoor. Want as ek, wat dit was nie te doen met my goed en my fantasties hoe oulik ek was. Dit is so groot en genadig en wonderlik hy was. Al die eer gaan aan Jesus Christus. Vandag kan ek hier staan te danke aan Jesus Christus. Wat my lief gehad het. Ten spyte van hoe ek was en wie ek was, het hy my lief gehad en by my kom stil staan. O, en kind van God, jy weet dit, daai blye dag toe Jesus jou kom red. Hoeveel mense daar buite wag vir daai blye dag? Kom ons deel van die woord van God met hulle, dat hulle ook die wysheid kan ontdek, en ook Jesus Christus kan ontdek. Kom ons lê die oor met ons. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U. Hoe groot en hoe heilig is U. Hoe groot is U genade. Dankie dat U ons lief gehad het. Dankie dat U ons aanvaar het net soos is. Net soos was. Maar U het ons kom transformeer en U het ons kom verander. Sodat ons meer en meer kan word soos U. Help ons dat ons die wêreldse dinge sal haat, dat ons die sonde sal haat, dat ons sal vlug van die bose, en dat ons wysheid sal najaag, dat ons tot eer en verheerliking van U naam kan lewe. Ek wil bid vir elkeen wat U nog nie ken, Here Jesus. Elkeen daar buite wat U nog nie ken. Die wat koud geword het, die wat lou geword het. Ons wil bid vir hulle, Here Jesus. Ons wil kom intree vanmôre vir elkeen van hulle. Dat U weer ontmoeting met hulle sal hê, dat hulle U wysheid sal ontdek en terug sal keer na U. Dankie vir U genade, Here Jesus. Amen.